Ons is nou besig om aan die einde te kom van ons reeks rondom ons gebed en julle, my hart rarig is as ek my oë toemaak en ek vra die Here vir een ding, is dat die Here ons as gemeente sal mobiliseer, dat ons bidder sal word. Dat ons bidder sal word. Julle, ons krag is rarig, ons slaan krag is wanneer ons bid. As ons verandering wil sien in ons gesinne, in ons huwelike, by ons werke, in ons strate, in ons gemeenskappe, in ons skole. Natuurlik moet ons opstaan en iets sê, maar dit begin op ons knieë. En toe Kenny vir my vra, ek moet net 'n paar woorde sê, en Kenny is moeilik om net 'n paar woorde te sê. Toe dink ek, vanaand wil ek die tema maak jou lewe tel, maak jou lewe tel, en ek wil vir jou kom pleit om iets te gee vir die Here, wat hy kan seën. Kom gee iets vir die Here, kom gee iets van jou lewe, as jy dit nog nie doen nie, kom gee iets. As jy nog niks gee nie, bring dan ten minstens jou krummels. Bring dan ten minstens jou krummels, sodat jy iets vir die Here gee wat hy kan seën, dat hy iets het om mee te werk in jou lewe. Maar as jy jou krummels reeds bring, dan wil ek vanaand vir jou sê, jou krummels is nie genoeg nie. Dis tyd om alles te gee. Dis tyd om alles te gee, amen. Kyk, wie van julle het nog julle gebedsbandjies? Steek op die hande. Nice, dit is wonderlik, dit lyk goed. Ek kan nie baie sien nie, maar dit lyk goed, die bietjie wat ek kan sien. Ouens, as 'n waarskuwing vir ons, ek doen uit die aard van my werk baie begrafnisse. Deesdae nie so baie begrafnisse nie, maar gedenkdienste, want deesdae word die mense mos nie begrawe nie, hulle word mos nou deesdae veras. En een ding wat my opval, daar's altyd 'n foto van 'n persoon hiervoor met 'n kers. Nou, ons vra deesdae asseblief, moenie die kerse aansteek nie, ons ook nie was op ons mooi matte nie. Sien, nou het ek klaar voorspraak gemaak by julle. Maar weet julle wat, nee, daar kom 'n dag, wanneer elkeen van ons 'n foto hiervoor gaan wees. As Jesus nie gou terugkom nie, dan kom 'n dag, en 1 Kronieke 29 vers 15 sê, ons tyd op aarde is soos 'n skaduwee, dit gaan sommer so verby. Die ene oomblik is dit daar, en die volgende oomblik is dit weg, en dis die ding wat ek wil hê jy moet weet. Nou, ek aanvaar as jy op 'n Sondag aand kerk toe kom, om die Here te loof en te prys, as jy 'n kind van die Here, wie kan sê, woe! Okay, so jy's 'n kind van die Here, jy's lewendig, ek kan jou nie sien nie, maar kan jou hoor, en dis wonderlik. En nou, as jy vanaand hier is, en jy weet nog nie, jy's vis of vlees, dan wil ek jou uitdaag, hier's waar dit begin, waar jy op jou knieë gaan, en jy bely jou sonde, en jy sê, Here Jesus, ek kan nie sonder U hierdie lewe doen nie, ek wil U as my verlosser hê. As jy dit nog nie gedoen het nie, dan dring ek vanaand by jou aan, jy moet dit vanaand doen. Maar vir baie van julle wat vanaand reeds sê, dis klaar wie jy is, en wanneer ek vanaand vir jou sê, die lewe is kort, dan is dit nie dat ek net wil hê, jy moet jou lewe regmaak nie, ek wil hê, jy moet dit wat oor is van jou lewe vir die Here gee. Jy moet dit wat oor is vir hom gee. Moses sê in Psalm 90 vers 12, sê hy, Here, leer ons dae gebruik, dat ons wysheid kan bekom. Eintlik wat Moses sê, hy kom aan die einde van sy lewe, hy skryf 'n Psalm, en hy sê, Here, leer my, om met my dae, die beste te maak, tot U eer. Net 2 verse later dan sê hy, hoorie, die mens, eintlik maar die man, die vrouens lewe mos 'n bietjie langer, die mens, word 70. Eers, as hy gelukkig is 80. Ek en hy toevallig vanmiddag gepraat, vra hom, hy is so besig om gesond te lewe, en voel ek sleg dat ek nie so gesond lewe nie. Ek vra hom, wil jy 90 word? En eers, ek gaan nie die res van die gesprek aanhaal nie, maar ja, weet ons, en hier's wat Moses sê, hy sê ons is beperk, as jy gelukkig is, dan gaan jy oud word, maar dis nie gewaarborg nie. En julle, my pa is oorlede op 54, my oupa op 56. Julle, ek is nou 46, ek het 10 jaar oor. Nee, ek weet, dis nie hoe dit werk nie, maar net daai gedagte om te sê, ek moet hierdie tyd wat ek het, moet ek vir die Here gee. En nou skryf Paulus, en hy skryf van Handelinge 20 vers 24 sê, maar al is my lewe vir my kosbaar, wie van julle wil nog 'n bietjie vashou in hierdie lewe? Vanoggend praat ek met iemand, ek kan nie onthou met wie nie. Hoorie, ek wil vir jou nou sê, as jy weet hoe wonderlik die hemel is, dan sê jy nie so verknog wees in hierdie lewe nie. Maar, en dis wat Paulus sê, om te lewe is Christus, en om te sterwe is 'n wins, om te lewe is Christus, ek en jy het werk om hier te doen. Ek en jy het werk, wie van julle het kinders? Wie van julle het kinders in die huis?
Okay? Daar val 'n paar hande. Wie van julle het kinders? Okay? Wie van julle is kinders? Wie van julle het nog ma's en pa's wat lewe? Wie van julle ken ten minste 4 of 5 mense wat nog nie Jesus ken nie? En terwille van daai mense pleit ek die Here vir jou vir 'n langer lewe, want jy het iets om te bied. En dis hoekom ek jou vanaand kom vra, begin op jou knie en begin bid en vir die Here pleit. Here, wat moet ek op die tafel sit wat U kan gebruik? Sodat ek iets kan dat ek kan betekenis hê. Paulus sê, maar al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie, as ek maar net my lewenstaak kan voltooi en die dienswerk wat ek van die Here Jesus gekry het, kan klaarmaak. Dit is om die evangelie van God te verkondig. Ek en jy het 'n taak hier op aarde. Ek en jy het hier op 'n taak. Ja, ons moet werk, ons moet kos op die tafel sit. En dit is goed as jy 'n huis kan koop en as die Here vir jou geseën het met 'n goeie werk en 'n goeie salaris, dan prys ek regtig die Here saam met jou. Maar julle, dis nie waar die lewe eindig nie. Ek en jy het 'n hoër roeping. Wie kan 'n bietjie amen sê daarop? En daarom wat ek doen maak saak, wat ek op die tafel sit maak saak. Ek het 'n lewenstaak net soos Paulus om my lewe te wy aan die Here Jesus en om die Here Jesus bekend te maak, nie net deur my lewe nie, maar ook deur my woord. En nou sê Paulus in Efesiërs 5 vers 15 tot 17, wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons weet ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil hê julle moet doen. Ek moet my lewe instel, ek moet elke oggend in gebed begin, en ouens, dis hoekom gebed so belangrik is. As ek nie gaan bid nie, as ek nie elke dag gaan bid nie, gaan ek dit mis. Ek moet elke dag by die Here vra, Here, wat wil U vandag van my hê? Ek moet vir die Here kan vra, Here, wat moet ek vandag op die tafel sit om Jesus te verheerlik? Wat moet ek vandag op die tafel sit om Jesus bekend te maak? Ek moet versigtig lewe. Ek moet die beste gebruik maak van elke sekonde, elke minuut. Ek moet so attent wees op my lewe en so sensitief wees vir die werking van die Heilige Gees, dat my vlees, en ouens, ek weet nie wie van julle is soos ek nie, maar die vlees kan so maklik oorneem as ek perspektief verloor. So vinnig kwaad, so vinnige woord hê om te sê. Dis hoekom dit so belangrik is om in gebed te lewe, om te sê, Here, help my om die vlees dood te maak. Want die vlees staan lynreg teenoor die Gees. Nou sê Paulus in Filippense 3 vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. Mag die Here vir my en jou seën, dat ons so diep bewus sal wees van die koninkryk van God. Mag ek en jy so diep bewus wees van daai groot bekommernisse en besorgdhede wat ek en jy nou in ons hart so saam dra, dat ek sal weet, maar die Here Jesus het klaar vir my gesê, soek jy my koninkryk en ek sal vir jou sorg. Ek wil hê jy moet nou gou vir 'n oomblik daai grootste bekommernis, daai grootste benoudheid wat nou in jou hart is, wat is dit? Dink gou dan, gee hom nou 'n naam. En dan sê vir jouself, as ek Jesus se koninkryk eerste stel, dan gaan hy vir my sorg. Ek hoef nie daar te worry nie. My bekommernisse is nie my bekommernis nie. My enigste fokuspunt is om Jesus uit te leef op hierdie aarde. Amen. Daar's 'n boek geskryf, ek dink deur Bob Hewford, ek dink so uit, en die boek se naam is Finishing Strong. Dis al wat ek gelees het van die boek, is die opskrif. En dit my so beïndruk, het voel of ek die hele boek gelees het. Het jy al na 'n boek gekyk, en dan kyk jy net en jy sê, ek weet wat hierdie ou gaan sê, en is goed, ek weet is goed. Ek hoef dit nie eers te lees om te weet is goed nie. En sy boek gaan eintlik vir mense in hulle 40s en 50s, toevallig, toe ek dit gelees het, was ek in my 20s, so nou moet ek dalk die boek gaan lees, en dit gaan oor om jou lewe sterk te eindig vir Christus. Wat 'n konsep, in jou 40s en 50s, wat moet jy vooruitkyk, wat moet jy doen? En weet julle wat is my enigste strewe nou? En dit word meer en meer, in my 20s het jy mos nou nog lus, in jou 30s, maar in jou 40s dan begin jy nou besef, maar hoorie, die tyd loop nou eintlik uit. Is dit so, Eras? Of is net ek? Jy besef nou, hoorie, daar's iewers 'n lyntjie getrek, jy weet nie waar dit is nie.
En ek kom agter dat Matteus 25 vers 23 word al hoe groter my begeerte en my ingesteldheid, dat ek hierdie van die Here Jesus sal hoor. Mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Ek wil jou vanaand uitnooi om iets op die tafel te sit wat die Here kan seën. Sit iets op die tafel dat jou lewe kan tel. En om net die beste te doen by jou werk en net die beste te doen waar jy is dis nie waarvan ek nou praat nie. Ek praat van die koninkryk van die Here Jesus. Ek praat van iets wat die Here kan seën om iemand anders na hom toe te trek. Anders te gaan ek en jy, Paulus beskryf iemand wat gered word. Hy sê daar's mense wat met goud en silwer en edelstene bou. En hy sê dan sal mense wat met strooi en gras en hout bou. En hy sê maar die dag van die Here kom met vuur en dit gaan ons werk toets. En dan as alles vernietig is, as daar oorbly en dit was goud en silwer, dan gaan dit staande bly. Dit beteken ek het belê in die koninkryk, ek het my lewe uitgegiet in die koninkryk, dat ander mense die voordeel kan trek en by Christus kan uitkom. Ek het belê in my kinders, ek het belê in my huwelik, ek het belê by die werk, ek het belê waar ek is, nie net om finansiële voordeel of my eie voordeel te kry nie, maar dat ander mense gered kan word. Dan kom hierdie verse, mooi so, jy was 'n goeie, jy was 'n getroue slaaf. Wie van julle wil dit hoor? Maar julle, as ek net bou in hierdie lewe om myself te verryk en meer en meer en meer te kry, dan bou ek met gras en strooi en hout. En Paulus sê die waarskuwing is, daardie persoon sal gered word, maar soos iemand wat uit die vuur uit geruk word. Ouens, ek pleit by jou, kom ons wees nie daai mens nie. Kom ons het 'n keuse, maar ek moet dit vandag besluit. Ek moet vandag voor die Here besluit. Ek gaan iets op die tafel sit wat die Here kan gebruik. Ek gaan iets op die tafel sit wat die Here kan seën. Ek gaan so lewe dat my lewe tel vir die koninkryk. Wie van julle is daar? Ek wil vir jou bid, as dit 'n ding in jou hart is om te sê, Here, gee vir my die moed om elke dag iets op die tafel te sit wat U kan seën en gebruik in die koninkryk, wil ek hê jy moet sê, dis ek wil staan. Want ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou bid dat die Here vir jou deur die Heilige Gees dit sal wys. Dat die Here vir jou deur die krag wat God gee vir jou daardie ywer en oortuiging en toewyding sal gee om te sê, Here, vandag is die dag. En môre sal sê, vandag is die dag. En Dinsdag sal sê, Here, vandag is die dag. Ek wil vir U lewe. Ek gaan niks terughou nie. Wie's daar so? Sê woe! Kom ons bid saam. Vader, U sien ons harte. U sien waar ons is. Here, U weet, almal van ons het in ons siel 'n behoefte om daardie dag te hoor, mooi so, my kind, mooi so, jy was 'n goeie en getroue slaaf. Mooi so, my kind, jy was getrou oor die min wat ek vir jou gegee het. En jy het die meeste gemaak daarvan. Kom in, deel in my vreugde. Here, kom maak dat dit waar sal wees op ons lewens. Kom maak dat ons lewens hierop ingestel sal wees.